Psalm 27 vanaf vers 1. Die Here help my deur my donkerste krisisse. Sy hulp is soos 'n lig wat 'n mens in 'n pikdonker kamer aanskakel. Hy red my. Omdat hy my help, die Here beskerm my. Waarvoor sal ek dan bang wees? As slegte mense my kwaad wil aandoen, ja, as mense wat niks van my hou nie, my wil seermaak, sal hulle sleg daarvan afkom. Hulle sal self tot 'n val kom. Al staan ek alleen teen 'n hele leer soldate, sal geen banghaar op my kop wees nie. Ook al tref 'n hele weermag teen my op en val my aan, sal ek steeds op die Here vertrou. Daar is een groot wens in my hart en dit wil ek met my hele lewe najag. Dat ek my hele lewe lank by die Here mag wees. Sy wonderlike nabyheid wil ek dag en nag beleef. Ek wil ervaar hoe goed hy vir my is. Ek wil weer en weer daaroor nadink. Ervaar hoe goed hy vir my is. Ek wil weer en weer daaroor nadink wanneer ek hom aanbid. Die Here beskerm my die dag as slegte dinge op my afkom. Hy bewaar my teen gevaar. Hy help my uit die moeilikheid. Hy laat my by hom wegkruip om aanbid, vir hom dankie sê deur liedere te sing, saam met verskillende musiekinstrumente. Ek sal liedere sing om die Here te eer. Ek sal vir hom offers bring. Mense wat niks van my hou nie, sal kyk hoe ek in my kop optel en die Here saam. Here Jesus, opgesluit in hierdie teks is daar 'n boodskap wat ek glo vir ons elkeen uniek dalk is, maar 'n boodskap wat van U afkom. Wanneer ons vandag luister en ons hoor wat U vir ons sê, laat ons dan onthou wat U vir ons sê deur hierdie woord wat ons saam lees. Mag ons daardie woorde in ons eie harte bære, mag ons dit plant in vrugbare grond, sodat dit kan opkom om vrug te dra. Here, daar is baie stemme daar probeer sê hoe ons behoort te leef, hoe ons behoort te dink, maar wanneer U praat, Here, wanneer U met ons praat, weet ons, Here, dat daar 'n groter krag is wat ons begelei deur die tyd waarin ons onsself vind. En mag ons daardie stem aanhoor en die woorde glo. Mag dit enige ander stem daar buite oorskadu. Maak dit ons riglyn, Here. Maak die pad waar volgens ons lewe bepaal. En sê vir U dankie dat U die pad waar volgens ons lewe bepaal. En sê vir U dankie dat U getrou is en dat U vir ons omgee. Ons verheerlik U naam vanoggend. Amen. Gemeente, genade en vrede kom na jou toe, nie alleen vandag nie, maar elke oggend as jy kom na jou toe, nie alleen vandag nie, maar elke oggend as jy jou oë oopmaak. Wanneer ons deel in die seëngroet vandag, is dit die herbevestiging daarvan dat die Here jou geplant het, sodat jy sy goedheid en genade kan ontvang. En daarom glo ek, seën die Here jou vanoggend daarmee, en groet hy jou ook daarmee. Mag jy dit hoor, en mag jy dit in jou hart bære, en mag jy daarop reageer vandag. Gemeente, vanoggend se eerste skriflesing kom na ons toe die boek van Galasiërs in hoofstuk 1. En ons gaan daar saam lees na Paulus se woord stuur om die kerk te plant en om aan te sluit by die roeping wat die Here op sy lewe geplaas het reeds van geboorte af. Ons gaan hoor dat Paulus dalk in hierdie roeping mislei is deur sy eie onderrig.
dat daar 'n klomp stemme was wat sy roeping wou doodmaak, maar dat God 'n groter droom gehad het met Paulus se lewe. En op 'n manier moes God vir Paulus gehelp het om tot stilstand te kom en introspeksie te doen, sodat hy weer homself kan in lyn kry met dit wat God vir hom wil sê. Die konsep in lyn kry met dit wat God vir hom wil sê. Die konsep van 'n woestyntydperk is een wat ek glo ons elkeen goed verstaan. 'n Tydperk van afsondering, 'n tydperk waar ons verlate en alleen voel, 'n tydperk dalk van onsekerheid, ons verlate en alleen voel, 'n tydperk dalk van onsekerheid, 'n tydperk wat ons wens wil net verbygaan. Reeds soos wat ek gesê het vroeg vanoggend, glo ek en vertrou ek dat die Here hierdie boodskap gebring het dalk vir iemand vandag wat in so 'n tydperk sit, maar dalk is daar iemand in jou lewe wat jy is nie net hier om die lewe deur te gaan, asemtaal, te werk en dan aan die einde van jou lewe te kom en jou asem weer uit te blaas nie. Nee, as jy kan vandag glo dat die Here 'n doel het met jou lewe, en as jy kan glo en saam met my stem dat die Here jou juis geplant het in die omgewing waarin jy is, waarom? Paulus word deur blindheid getref, wanneer ons daarvan lees in die boek van Handelinge, en hy moet tot inkering kom, en hy moet daai vraag beantwoord. Dalk wonder jy hoe om deur hierdie tydperk te kom, of dalk wonder jy hoe jy iemand kan begelei deur hierdie tydperk te kom, of dalk wonder jy hoe jy iemand kan begelei deur hierdie tydperk. Onthou, dit is waarom die Here sê jy is hier. Vir een deel daarvan, dat jy gestuur word na 'n wêreld toe om sout en lig te wees, sê Matteus 5, en om die boodskap van hoop te bring. Lig te wees, sê Matteus 5, en om die boodskap van hoop te bring, 1 Korintiërs 3, daardie skat wat binne in jou is, vir die wêreld te gee. Ons hoor wat sê Paulus vir ons in Galasiërs 1, wanneer ons saam lees vanaf vers 11 tot 24. In hierdie gedeelte kom vanaf vers 11 tot 24. In hierdie gedeelte kom Paulus om sy apostelskap te verdedig, en hierdie is wat hy vir die gemeente sê, reeds van die begin af. Dit moet julle goed besef, broers en susters. Die evangelie wat ek verkondig is nie deur 'n mens uitgedink nie. Ek het dit ook nie van 'n mens ontvang, of by 'n mens geleer nie. Inteendeel, Jesus Christus het dit in 'n openbaring aan my gegee. Paulus het sy opleiding gekry. Hy het by baie mense gehoor hoe om die wet te interpreteer, die Talmud deel te maak met Christus. En Christus self praat met hom. Hy gaan verder in vers 13. En julle het immers gehoor van my optrede toe ek destyds nog 'n aanhanger van die Joodse leer was. Ek het die kerk van God tot sy uiterste toe vervolg en dit probeer uitroei. En in die Joodse leer het ek onder my volksgenote bo baie van my leeftyd uitgestyg. Want ek was 'n fanatiese ywerhaar vir die oorgelewerde leer van my voorvaders. Maar God het my al voor my geboorte vir hom afgesonder. God het ons elkeen voor ons geboorte vir hom afgesonder. En hy het my in sy genade geroep. Toe hy in sy goedheid besluit het om my sy seun aan my te openbaar, sodat ek die evangelie oor hom onder die heidene nasies sou verkondig, het ek nie dadelik daarna mense geraadpleeg nie, of Jerusalem toegegaan na die wat voor my al apostels was nie. Na my Damaskus ervaring het ek verdwyn. Eers na daardie 3 jaar het ek later gekom en ek het Jerusalem toegegaan om met Sefas kennis te maak. En ek het 2 weke by hom gebly. Van die ander apostels het ek niemand ontmoet nie, behalwe Jakobus. Here, wat ek aan julle skrywe, is nie leuns nie. God is my getuie. Daarna is ek Sirië toe en Sisilia toe, die gemeentes van Christus in Judea
het my toe nog nie persoonlik geken nie, maar hulle het net gehoor. Die man deur wie ons maar hulle het net gehoor. Die man deur wie ons vroeër vervolg is, verkondig nou die geloof wat hy destyds probeer uitroei het. En hulle het God verheerlik oor my. Gemeente, wanneer ons praat oor lyding, wanneer ons kyk na die groot vraagstuk in die teologie, wat hulle noem die teodisee vraagstuk, dan weet ons dat wanneer ons praat oor swaar kry, wanneer ons praat oor siekte, wanneer ons praat oor dood, wanneer ons praat oor oomblik in ons lewe waar ons kinders dalk dwaal, dan weet ons kom in 'n tydperk waar ons self moet worstel met die Here. Ons weet dat wanneer ons in hierdie omstandighede sit, is daar niks wat ons kan troos nie. Daar is niks wat mense vir ons kan sê wat die pyn binne in ons beter maak nie. En wanneer jy daar langs aan die bed sit van die geliefde wat treur oor sy maatjie wat gesterf het, weet jy kan vir hom sê net wat jy wil, maar dit gaan nie dadelik daardie pyn wegvat nie. Ja, die enigste wegvat nie. Ja, die enigste een wat die pyn kan wegvat is God self. Maar hierdie moet ons ook verstaan, God plant ons langs aan hierdie mense om die boodskap te kom bring, dat God homself sal openbaar, dat God homself sal openbaar, dat God daar sal wees vir sy mense. Dink na oor Paulus se woorde. Paulus se woorde in Galasiërs 1 wat sê God het my reeds voor my geboorte geroep. Oor 2 weke van nou af sal ek bietjie fokus op Jesaja 40. 'n ongelooflike teks wat ek vir jou wil gee om te gaan lees, want daar sê Jesaja dit pertinent, nog voordat jy in hierdie wêreld ingekom het, het God jou geken en hy het vir jou gesorg. Deur jou jeug was God daar en dit beloof ek wat is op jou ou dag, sal God vir jou sorg. Ek en jy wat hier is vandag, weet dat die evangelie, die hoop wat daarmee gepaard gaan, nie alleen is nie. Dit is 'n evangelie wat Paulus ook sê, nie deur 'n mens verkondig is nie, maar die opgestaan is wat ons kan lees in Filippense 2, wat sy troon afgegaan het en mens geword het, homself verneder het en selfs 'n diensknegt geword het van die mense. Hulle voete gewas het, tussen hulle gaan loop het om hulle te gaan leer, om hulle te dien en selfs sy lewe te gee. Ons weet dat hierdie evangelie deur die mond van Jesus Christus kragtige uitwerkings gehad het op die mense wat dit gehoor het. Maar in Paulus se geval het daardie evangelie egter niks beteken nie. Want jy sien Paulus se evangelie egter niks beteken nie. Want jy sien Paulus se lewe was so besig gewees met ander goeters gewees. Hoeveel van ons weet dat ons kinders dalk besig is in hierdie wêreld om te hardloop, om min tyd saam met God te gaan spandeer. Ek ken iemand naby aan my, om min tyd saam met God te gaan spandeer. Ek ken iemand naby aan my wat ek sien ure en ure en ure werk, en daar is 'n deel van hom wat besig is om te sterf. En dan dink ek so by myself, daar moet 'n oomblik in jou lewe kom waar jy gaan moet verander, waar jy gaan moet anders te kyk na, maar ek weet ook, soos wat ek reflekteer oor Galasiërs 1, dit is net God wat daar kan intree en die transformasie bewerkstellig. As ons dink aan ons eie roeping, en as ons dink aan dit wat God vir ons sê, kind van, om die buitengewone te gaan ervaar. Ek roep jou om vanuit die hulpeloosheid te beweeg na die hoopvolle toe, dat jou lewe vol sin en betekenis gaan hê. Ek roep jou vanuit die armoede van die gees uit na blymoedigheid, waar jy in alle omstandighede kan geesheid, na blymoedigheid, waar jy in alle omstandighede kan seëvier en waar jy opgewonde kan wees. Wanneer God dit vir jou sê,
is daar 'n transformasie van die hart nodig. Want ja, daar is stemme wat skree. Stemme van wanstemme wat skree. Stemme van wanhoop wat vir jou sê, jy sal dit nooit bereik nie. En ek wil veronderstel, dit is omdat daardie tipe klas van mens weet, hy sal dit ook nooit maak nie. En wanneer hy vir jou kry om dit nie te maak nie, dan kan hy homself troos. Mense om die slegte goed van ons bure uit te lig, daar is verskillende benaderings, maar myne is. As ek na my bure kan kyk en ek kan sê, dit gaan slegter daar as hier, terwyl dit ook sleg gaan, maar dit gaan slegter daar, dan kan ek myself troos. Die wêreld, daar die woorde van Jesus wat sê, ek gaan vir jou stuur, ek gaan jou gebruik, ek het jou geplant om hierdie wêreld te gaan verander, besig is om uit te sterf. Paulus se verhaal kom leer ons, dat iewerste in ons lewe behoort ons te hoor. Iewerste in ons lewe behoort ons te hoor. Ons hoor elke liewe week, die Here het jou lief. Paulus het nodig gehad om te sien wie die een is wat met hom praat. Hy het nodig om in sy eie lewe te sien hoe God met hom praat. Hy het nodig om in sy eie lewe te sien hoe God betrokke is. Ons moet dalk gaan sien hoe geseënd ons is, ongeag. Wanneer ons kan water drink, wanneer ons kan brood eet, wanneer ons met mense kan gesels in ons toestand, dan het ons nodig om te sien die genade. Dan het ons nodig om te sien die genade wat die Here vir ons gee. Maar daarmee saam het ons dalk nodig om iets te word. Wie is jy? Is dit die beste weergawe van jouself? Gaan jy daar uitkom? As jy na die skets op hierdie bord kyk, kan jy een van twee goed raak sien. Aan die een kant kan jy dalk 'n haas raak sien, met 2 ore. Met 'n tweede kyk kan jy dalk sien, daar is 'n eend met sy mond wat oop is. Wat in sy wese 'n transformasie nodig het, of as jy dalk die persoon is wat 'n transformasie van die hart nodig het, om weer eens te kan bly hoop en glo in die goedheid wat die Here vir jou gegee het, kom ons neem 'n tree, waar ons vir die Here vra, help ons, om ons gedagtes te vernuwe, om die lewe goed te sien, selfs die woestyntydperke, waardeur ons gaan. Gemeente, ons primêre skriflesing vandag kom na ons toe uit die eerste boek van Konings, en ons gaan daar in die 17de hoofstuk saam lees vanaf vers 1 tot 16 oor die roeping, lees vanaf vers 1 tot 16 oor die roeping van Elia. Elia was 'n besonderse profeet wat God gebruik het om in sy tydperk wonderwerke vir mense uit te lig oor hoe God betrokke is in hierdie wêreld. As jy Ou Testament het jy nodig om te verstaan dat God homself in 3 verskillende maniere aan ons openbaar. Die Ou Testament is geskryf sodat ons kan weet God het homself aan ons openbaar as skepper. Almagtige, heilige God waarin niemand 'n gelyke tot hom kan wees nie. 'n gelyke tot hom kan wees nie. Dit was God wat gespreek het en die wêreld het tot stand gekom. Dit is God wat die wet gegee het wat sy volk roep om getrou aan hom te wees. Dit is Openbaring 1. Openbaring 2 lees ons in die Nuwe Testament toe God homself geopenbaar het deur vleeswording. Toe Jesus Christus hier geleef het, het hy homself kom openbaar as 'n bron van hoop, 'n bron van liefde, 'n bron wat onophoudelik kan vertrou word, wat jou gaan help in hierdie wêreld. En toe Jesus Christus op ons beloof, hy los ons nooit nie, want die 3de openbaring van sy goedheid is aan ons gewys, die Heilige Gees is nou hier. Elia bevind hom binne in die Ou Testamentse konteks. Die konteks van God wat sê, ek is sorg. Dit is belangrik dat wanneer ons hierdie gedeelte lees, dat Elia se verhaal wat vermoedelik deur Jeremia, die profeet, geskryf is,
ook 'n besonderse doel dien. Want jy soos Jeremia die voorkondiging gemaak het, dat Christus Jesus sou kom, soos wat Jeremia gemaak het om te sê, volk kom tot inkeer, wanneer God by jou betrokke is, dan vra hy vir jou om te verander, net soos wat hy vir die Israeliete gevra het, wat in ballingskap is, om tot inkering te kom, so sê ek vir julle vandag, luister na die verhaal van Elia vandag. Luister na die verhaal van Elia. Kom tot inkeer voor dit te laat is. Kyk na hoe God vir jou sal sorg as jy hom vertrou, selfs al gaan jy deur 'n woestyntydperk. Jeremia se weergawe van Elia leen, ek ontken glad nie die historiese waarheid daarvan nie. Dit het gebeur. Ek glo dit. Jeremia egter kom ook met 'n tweede boodskap en hy vra, kyk dieper na wat jy lees vandag vanuit Elia se gebeurtenisse. Let op die woorde wat jy lees, want daarin gee ek vir jou 'n dieper betekenis van wat agter hierdie verhaal skuil. En so begin Jeremia sy weergawe wanneer hy vir ons vertel in die 17de hoofstuk van Elia. Elia die Tisbiet was 'n bywoner uit Gilead. Elia die Tisbiet was 'n bywoner uit Gilead. Niemand belangrik nie. Nie 'n koning nie, niks groots nie. Hy was 'n bywoner. Maar hy is gestuur na Agab toe om vir hom te sê, so seker as die Here leef, daar sal die volgende paar jaar geen dou of reën val nie, behalwe as ek so sê. Die woord van die Here het tot Elia gekom en gesê, gaan hiervandaan af ooswaarts en gaan versteek jou in die Kritspruit anderkant die Jordaan. Plaas jouself in Elia se skoene, 'n bywoner, 'n nikszeggende persoon, moet na koning Agab toe gaan, wat in beheer is van die land. En hy sê vir hom, Agab, jy moet mooi luister, die Here sê vir jou, geen dou, geen reën, geen voorsiening, geen voorsiening, geen lande sal oes dra nie. Hoe sou Agab dit vat? Hoe sou jy dit vat as 'n profeet na jou toe kom en sê, jou lewe sal môre tot 'n einde kom? Ek wil veronderstel, nie baie goed nie. En daarom het God vir hom jou in Kritspruit, anderkant die Jordaan. En jy kan, die grondteks sê ook, jy sal water uit die spruit drink, en ek het die kraaie beveel om daar vir jou te sorg. En hy het gedoen soos die Here aan hom opgedra het, en hy daar in Kritspruit gaan bly, anderkant die Jordaan, en vleis gebring, en hulle het vir hom saans brood en vleis gebring, en hy het water uit die spruit gedrink. Genesis 1, God het gespreek, en die aarde het ontstaan. Elia, God het gespreek. Hier kan ons sien, God het voorsien. Maar, uiteindelik het die spruit ook opgedroog, omdat die land nie reën gekry het nie. En toe die woord van die Here weer tot Elia gekom en vir hom gesê, gaan na Sarfat toe, by Sidon. Elia gekom en vir hom gesê, gaan na Sarfat toe, by Sidon en gaan bly daar. Hierdie woord Sarfat, asseblief omkring hom in jou Bybel. Dis 'n woord wat ek glo vir jou en vir my iets besonders gaan beteken as ons dit net nou oopbreek. Gaan na Sarfat toe, by Sidon en gaan bly om vir jou te sorg. En Elia gaan toe na Sarfat toe, en toe hy by die poort van die stad kom, was daar 'n weduwee net besig om houtjies op te tel. En hy vra toe vir haar, gee my asseblief 'n bekertjie water om te drink. Toets haar goedgunstigheid. En sy het gegaan om dit trou wat God oor sy pad gebring het. En terwyl sy dit gaan haal, roep hy agter haar aan, o, volgende wat ek net vir jou wil sê, bring asseblief vir my 'n stukkie brood saam. Onthou, dis 'n droogte. Elia weet dit. En hy toets die vrou met die woorde, bring vir my asseblief 'n broodjie, sê sy, so seker as die Here, u God leef. Die Here, u God, nie my God nie.
Ek het nie meer brood nie. Net 'n handvol meel in die kruik en 'n bietjie olie in die erdekan. Ek maak nou maar 'n paar houtjies bymekaar en dan gaan ek maak nou maar 'n paar houtjies bymekaar en dan gaan ek vir my en my seentjie iets klaarmaak om te eet. En weet jy wat, daarna Elia moet ons doodgaan. Geen hoop. Maar Elia sê toe vir haar, moenie bekommerd wees nie. Gaan maak dit klaar net soos jy gesê het, bekommerd wees nie. Gaan maak dit klaar net soos jy gesê het, maar maak eers vir my 'n roosterkoek en bring dit hier. Daarna kan jy vir jou seentjie gaan sorg. En so sê die Here, die God van Israel, die meel in die kruik sal nie opraak nie. En die olie in die kan sal totdat die Here laat reën het op die land. Ek Elia weet, ek sê vir jou, die God wat vir my sorg, sal vir jou ook sorg. Vertrou my. En sy het toe gaan maak soos Elia gevra het, en van daardie dag af het hulle genoeg gehad, soos die Here deur Elia beloof het. Ek nooi jou uit om verder te gaan lees soos die verhaal aangaan oor die seentjie wat siek geword het. Dit sluit ook aan by Jeremia se kerngedagte, maar ons fokus vandag is vanaf vers 1 tot 16. Terwyl ons dink oor hierdie woorde wat ons saam gelees het, kom ons vra die Gees van God om dit vir ons oop te breek. Here Jesus, U is die groot leermeester. En wanneer ons dink aan die belofte van die Gees wat U in hierdie wêreld ingestuur het om by ons te wees, dan dink ons ook aan die diepte betekenis daarvan dat die Heilige Gees die een is wat gestuur is om ons by te staan, ons te begelei en te leer hoe om in die pad van waarheid te loop. Wat is die waarheid, Here? Is dit waar om te kan sê, U sorg vir ons, ongeag? Is dit waar, Here Jesus, om te kan sê, U sal bly sorg? Is dit waar om te kan sê, U sal bly sorg? Is dit waar om te sê, U los ons nooit nie, al voel ons dalk, ons gaan deur 'n woestyntydperk? Ja, Here, dit is waar. U woord is waarheid. U woorde is. Wanneer ons aansluit by die waarheid vanoggend dat U hier is, mag dit ook so wees, Here Jesus, dat ons nie net bewus raak daarvan nie, maar dat hierdie gedagte alles anders te oorskadu, dat ons dalk soos Paulus ons sig verloor, soos wat ons hier sit, self kyk na hoe U werk, dat ons begin droom weer, Here, oor die goedheid en guns wat U vir ons gee. Mag ons verder kyk, Here, as die dag wat U vir ons vandag gegee het. Ons kom vra, Here Jesus, breek die woord vir ons oop. Ons kom vra, Here Jesus, breek die woord vir ons oop. Amen. Gemeente, soms is 'n teksgedeelte wat ons saam lees, een wat vir my baie keer baie laat dink. Die voorbereiding wat gepaard gaan met 'n preek soos hier, wat wil ek sê? Meer nog, wat wil die Here deur my sê met die teksgedeelte wat ek glo hy aan my geopenbaar het? Terwyl ek voorberei het vir hierdie week, het ek dit oorweeg om verskillende kante toe te gaan, maar op die einde het ek besef, ek weet nie waarheen ek op pad nie. En ek het een van twee keuses. Of ek kies om hierdie teks een kant toe te skuif, totdat U vir my 'n openbaring gegee het oor 'n paar weke om te preek, of U het nodig om nou vir my te kom sê wat hier staan. Om iets oop te breek van die kommentare wat ek gelees het, die navorsing wat ek gedoen het, selfs die teks. Dit is dalk 'n boodskap wat gepreek moet word, nie deur my nie, maar deur jou. Want iewerste in jou lewe is jy geplant. En iewerste in jou lewe weet jy van iemand wat dalk op moedverloorse vlakte sit. Dalk is dit jy, maar dalk is jy ook bewus daarvan dat iemand hierdie woord nodig het.
En daarom kom God op 'n besonderse manier wanneer hy die teks vir jou en vir my gee om te sê, kom ons hoor wat Jeremia vir sy mense wou sê, die volk wat daarna luister, en kom ons reflekteer oor dit wat Jeremia van sy mense luister, en kom ons reflekteer oor dit wat Jeremia van sy mense vra, en ook vir ons vandag. As jy Jeremia se teks gaan lees in 1 Koning 17, sal jy weet dat 1 Koning 17 vanaf vers 1 tot die einde geskryf is met een doel voor oë. Die keuse wat ons maak om in hierdie wêreld te leef. Dis maklik om te leef wanneer dit goed gaan. Dis maklik om te kan bely God is vir ons goed wanneer alles in ons lewe dit reflekteer, ons gesondheid, ons bankrekening, ons verhouding, tydperke. Vir sommige van ons gebeur dit in 'n oogwink. Ander mense beweeg dalk stelselmatig in hierdie tydperk in. En dan word die vraag gevra, hoe gaan ons kies om daarop te reageer? Jeremia, wat nie bewus was van Johannes en Jesus se woestyntydperk verhale in Johannes 4 en in Johannes 1 nie, kom tog en hy kom verduidelik iets van God se goedheid en versorging wanneer hy die lewensverhaal van Elia gebruik om die volk nader te trek. Waarom sê ek herhaaldelik Jeremia? Waarom sê ek herhaaldelik Jeremia? Veronderstel vir jouself op een oomblik. Jy het in hierdie ongelooflike mooi stad gebly. Die stad se naam is Jerusalem. En dit was hierdie kolossale tempel gewees waarin jy kon ingaan en die tempel gewees waarin jy kon ingaan en die tempel het hierdie wonderlike struktuur gehad wat ons noem die tabernakel met die 10 opdragte van Moses daarin. En jy het geweet God het sy woning daar gemaak. Alles het goed gegaan, die stad het vorentoe gegaan, daar was genoeg mense, genoeg daag die Babyloniërs op en hulle verwoes alles. Jy het 'n goeie werk gehad, hulle stroop jou van daai titel en hulle sê vir jou, jy gaan werk in die lande. Jy was dalk die belangrikste politieke leier of minister gewees, of jy het 'n groot posisie in 'n korporasie gehad. Jy kom saam, jy gaan huise skoonmaak. En soos ek in Engels sal sê, to feel insult to injury, vat ons alles wat jy het en ons verbrand dit. Elke stukkie geskiedenis wat jy het oor jou voorvaders verwoes ons. En jy gaan vir 'n paar 100 jaar daar bly, verwoes ons. En jy gaan vir 'n paar 100 jaar daar bly. Kom ons veronderstel verder, jy is nie die eerste generasie wat weggevoer word nie, maar die 3de en die 4de generasie, en jy het nie 'n idee wie en wat jy is nie. Jou identiteit is gestroop. Waar begin jy? Stroop het van jou identiteit. Jy begin praat met mense. Die ongelooflike van die Ou Testament se oorgelewerde tradisies, die woorde wat ons saam lees in die Ou Testament, is dat daar volgens berekeninge 99% sekerheid is dat die dag toe hy geskryf het, is die dag wat ons om nog tradisies is woord vir woord oorgelewer. En ek sien in my geestesoog, hier kom die groep leiers bymekaar en hulle sê, ons mense het nie identiteit nie. Wat behoort ons vir hulle te sê? Wie is die God wat ons aanbid? Hoe werk hierdie God? Hoe is hy betrokke in ons verhaal? En hulle verskryf die verhale wat hulle geleer het van hulle voorouers af en wat hulle weer met mekaar kan deel. Daar was 'n God, Elohim. En hy het gespreek en die wêreld het tot stand gekom. Hy het verder gegaan in sy goedheid in die mens gemaak. En soos wat hulle die verhaal goedheid in die mens gemaak, en soos wat hulle die verhale begin skryf, kom skryf hulle die karakter neer van God wat ons leer ken vandag in hierdie teks as versorging. En dan gebruik hulle een doodgewone mens, nie 'n koning nie, 'n bywoners, nie 'n koning nie, 'n bywoner met die naam van Elia om iets tuis te bring van versorging. En dan vra Elia die vraag wat ek myself moet afvra wanneer dit moeilik gaan, wat ek dalk vir jou moet vra in jou twyfeling, wat ek dalk vir jou moet vra soos jy dink aan jou vriend of vriendin se worsteling.
Hoe gaan jy reageer? Hoe gaan ek reageer wanneer die stormwinde by ons kom opdaag? Want Elia sê vir sy gehoor, lees dieper. Hier is Agab om te glo in God, wat gedink het hy is in beheer. Ek spreek en ek sê wat moet gebeur in die land. En hier kom Elia en hy sê, daar is 'n God wat sê, jy sal nie reën kry nie. As jy jouself kan posisioneer in hierdie verhaal, waar bevind jy jouself? Plaas jy jouself aan die kant van Here gaan lyk? Plaas jy jouself soos daardie weduwee in die middel en sê, jy weet, ek kyk na my omstandighede, hier's nie dou nie, hier's nie reën nie, hier gaan nie goeie goed aan in ons omgewing nie, ek gaan sterf? Of positioneer jy jouself in Elia en jy sê, ek het nie idee hoe gaan ek hier deurkom nie, maar een ding is ek seker, God het gesê ek sal dit maak. Wanneer Jeremia kom lig hy 3 belangrike woorde uit. En die eerste daarvan is die woord Sarfat in vers 9. Want in die grondteks wil hy vir sy mense, vers 9. Want in die grondteks wil hy vir sy mense kom herinner in die tyd van loutering, in die tyd wanneer ek voel ek word getoets, in die tyd van my lewe waar ek voel dat ek gesmeld word, gebreek word, en elke deel van my uitgestort word, het ons nodig om te verstaan God is betrokke. En elke deel van my uitgestort word, het ons nodig om te verstaan God is betrokke. God is daar. God weet waardeur jy gaan. God is bewus van hoe jy voel. En waar jy dink daar is nie 'n oplossing nie, God se oppad leer by Elia. Die verhaal sê hy het begin waar hy moes vlug, sy omstandighede was nie goed nie. Toe gaan dit van slegter af en hy het nie nog verder kos nie en hy moet weer gaan. Maar Elia het vir ons gewys, ons kan vir God vertrou. Hy kom sê, raak bewus van die wie hy die wie gaan maak. En hy sê, soms gaan daar mense in jou lewe kom, goeie mense, kerkmense, jy dalk, wat mense nodig het om te vertrou. En hy sê, gaan dink daaroor, dat jy jouself dalk as 'n weduwee bevind in 'n weduwee was nie in 'n hoë posisie gewees nie. Sy het op die eindhoeke gebly van die stad. Niemand wou met haar te doen gekry het nie, en sy het nog 'n kind gehad wat ook nie 'n pa het nie. Sy is nie in die goedgunstigheid nie. En hier kom Elia en hy kom wys vir haar die goedgunstigheid, en hy kom wys vir haar die goedgunstigheid, deur een as 'n man met die vrou te kom praat, die kulturele grense te oortree, en dan nog meer om te sê, my God wil vir jou sorg. Ongelooflik om te kan dink dat ons onsself dalk in die posisie van die weduwee bevind, wat nodig het om te hoor, wat God dalk vandag vir ons sê, of dat ons in die posisie van Elia is, wat vir die weduwee moet gaan vertel, wat in ons lewe aangaan. Ons lees verder dat wanneer ons daardie opmerking van hopeloosheid hoor van die vrou wat sê, ek sal maar sterf, alles is op. Ons sal niks kry nie. En Elia kom sê, jy moet my vertrou, vrou. En Jeremia kom sê, kyk na Elia se vertroue. En kyk na hoe hy van God vertrou het en kyk wat het gebeur. Kyk na hoe hy van God vertrou het en kyk wat het gebeur. Binne in die tydperk van 'n woestyn is daar nog ongelooflike wonders wat gebeur. Ek self was nog nie in 'n woestyn gewees nie, en net prente gesien van 'n woestyn, maar ek het eens op 'n tyd gekyk na prente gesien van 'n woestyn, maar ek het eens op 'n tyd gekyk na 'n verhaal van die woestynleeu's. Dat daar leeu's is in 'n woestyn wat kameelperde jag en so oorleef. Ongelooflik om te dink dat binne in die woestyn waar ons nie kan dink plante groei nie, is daar dalk bokke, klein diertjies, groot diere wat God voorsorg. Die woestyntydperk vanuit ons eie oogpunt uit het geen doel nie. Geen doel daarin anderste as om ons te breek nie. Wanneer ons in 'n woestyntydperk beland en God verset van ons lewe.
God se goedheid sal nooit ophou nie, sê Jeremia. Want as jy gaan dink aan dit wat met die vrou gebeur het, en jy gaan dink aan hoe Elia met haar gewerk het en God se boodskap vir haar gebring het, moet jy tog sien vanuit die metafoor uit, dat die brood aangehou het, dat die wyn aangehou het, dat God aangehou sorg het. Dalk bevind ons onsself in 'n posisie waar ons nie meer weet waarheen om te gaan nie. Jeremia sê vir die volk, God glo, ek sê vir ons, Jeremia sê vir die volk, God glo, ek sê vir ons, neem net nog een tree. Vat die volgende tree, hou vas aan my, jy sal dit maak. Die uiteinde van hierdie verhaal is waar Elia gespreek het en het weer gereën. God het weer voorsien en het weer gereën. God het weer voorsien. God het tot volbringing gekom waar hy gesê het, ek neem jou deur hierdie moeilike tydperk, jy gaan oorleef, ek gaan vir jou sorg, en jy gaan vorentoe gaan, jy gaan aan die ander kant uitkom. Maar weer eens sê, uitkom. Maar weer eens sê Jeremia vir sy mense, waar bevind jy jouself vandag? As jy dink aan hierdie verhaal, met jou eie lewe, waar bevind jy jouself vandag? Op 'n plek dalk waar jy nodig het om te hoor, dat jy God onvoorwaardelik moet vertrou, dat jy na hom moet luister eerder as na jou omstandighede? Is jy dalk op die plek waar jy weer jou hart moet oopmaak vir mense om vir jou te sorg, om toe te laat dat mense na jou kyk, om soos Paulus getref te word met blindheid? En sou jy verder gaan met die verhaal waar nog 'n metafoor mooi uitgelig word van die seun wat tot sterwe kom, wat nodig gehad het om opgewek te word deur God, vind jy jouself dalk daar? En alles moet jy weet, God is heeltemal seker hoe werk woestyntydperke nie. En nog minder is ek een van die ouens wat wil sê, God doen dit as gevolg van. En nog minder wil ek vir jou sê, God het jou daar geplant, want die erns van die saak is, ons weet nie. Want as jy in 'n verhouding met God staan, 'n lewende verhouding met hom, sal dit hy moet wees wat vir jou sê. Maar ek kan nie anders as om te dink aan die verhaal wat ook sin speel op hierdie verhaal nie. En dis die verhaal in Genesis 21 vanaf vers 17. Die verhaal van Hagar wat Abraham se byvrou is. En waar Sarah gesê het, Abraham stuur haar weg, sy moenie hier wees nie. En Abraham het haar weggestuur en sy is woestyn toe. En sy het 'n klein baba kindjie gehad, maar was nie kos nie, daar was nie water gewees nie. En die teks sê, sy het hom gevat en sy het hom aan een kant gesit, sterf. En in haar hopeloosheid het God self opgedaag deur die vorm van 'n engel en te sê, moenie bang wees nie. Want God het die kind daar waar hy lê gehoor. God weet van jou. God weet van my. God weet van my. God weet van daardie mense in ons lewe wat hom nodig het, en hy sê, kind van God, moenie twyfel nie. Jou omstandighede het nie die laaste sê oor jou lewe nie, ek het. Weet nie jy deur die tyd gaan kom nie. Maar ek kan vir jou een belofte gee. Die God wat dit moontlik gemaak het vir Elia om te doen, die God wat dit moontlik gemaak het vir die weduwee, dieselfde God wat dit moontlik gemaak het vir Hagar, vir Johannes en vir Jesus, het vir Hagar, vir Johannes en vir Jesus, is dieselfde God wat betrokke is in jou lewe. Mag jy daardie woorde vir jouself toeëien, maar net dalk dit met iemand deel wat dit nodig het om dit te hoor. Jeremia ons het. Nie 'n kunsmatige eenrigting verhouding waar ons praat en nie bly stil nie. Maar 'n lewende verhouding waar u binne in ons konteks intree, waar u langs ons kom staan, saam met ons loop. Here, dit bly 'n besonderse voorreg om te kan weet, dat soos Psalm 27 gesê het, ons skuiling by u kan vind.
In my geestesoog sien ek 'n klein kindjie wat aan die bors van sy moeder in veiligheid verkeer en daar slaap. En ek raak bewus daarvan dat dit is wat U beloof, los van enige sit. Dit is wat U beloof, los van enige situasie. Vader, U was getrou, U is getrou, U sal altyd getrou wees. Ons kom bid saam as gemeente vir daardie mense wat dalk nie gesien word of gehoor word vandag nie, maar mense wat dalk nie gesien word of gehoor word vandag nie, maar waarvan ons bewus is wat deur 'n woestyntydperk gaan. Ons kom bid, Here Jesus, dat U Uself sal openbaar aan hulle, soos wat U Uself openbaar het aan Paulus. Soos wat U Uself openbaar het deur hierdie teksgedeeltes. Jesus, dalk vir onsself wat deur so 'n tydperk van twyfel gaan, en ons kom vra, Here Jesus, help ons om nog 'n tree te gee. Help ons om aan te gaan. En dan, Vader, kom plant ons onsself binne in die konteks waar ons nou is, binne in die kerk van ons Here Jesus Christus, en ons vra jy te gaan om hierdie boodskap van hoop te gaan verkondig. Dieselfde Jeremia wat geskryf het oor 1 Konings 17, word daarvan geskryf, U het Uself aan hom geopenbaar en gesê, wie sal ek stuur? En wie sal vir my uitgaan? En wie sal vir my uitgaan? En Jeremia het sy hand opgesteek en gesê, hier is ek, Here, stuur my. Met hierdie kosbare evangelie, wat in ons harte plant, mag ons dieselfde antwoord gee, Here, stuur my. Ek wil dit vir iemand gee. Here, stuur my. Ek wil dit vir iemand gee. Dankie, Here, dat U getrou is in elke vorm van die woord. Ons verheerlik U naam. Amen. God stuur jou nou na die wêreld toe, met sy seun. Ontvang dit. Mag die genade van God die Vader, en die liefde van sy seun Jesus Christus, en die bystand van die Heilige Gees met jou gaan. Mag jy die lig en die sout wees, daar buite.